die Bybel saamgebring en maak my ook asseblief by Job. Wie het al ooit gevoel soos Job gevoel het? Is daar iemand wat nou soos Job voel? Mense, as jy daarom, sorry vir die wat nie so voel, is vir jou. Maar weet wat ons baie maal Job 1, baie maal voel ons, julle het al Job gelees, die hele boek. Weet as ons kyk na, ek dink Jesus Christus was 'n voorbeeld, maar as ek kyk na Job, dan sien ek daarom maar 'n man wat nou regtig, hy was nou to hell and back, and he faithfully kept to God. En dit is ons groot probleem, want wat gebeur wanneer ons omstandighede te veel raak? Al wat ons sien is die berg. Ons sien nie die oplossing. Kom ons lees saam, ek gaan nou my beste probeer, kyk ek, nie probleem te lees, maar om so baie te lees, daarop wil ek voorstel. Kom ons gaan so 'n bietjie saam lees, vanaf vers 1 af. Hy sê, daar was 'n man in die land is, wie se naam was Job, en die man was vroom en opreg, en godsvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. Ek dink daai is die eerste probleem in ons as kinders van die Here se lewe. Because ons sê ons wyk af van die kwaad, maar as jy jouself kry, is jy weer teruggaan. En dan krul ons maar net weer aan. En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besitting 7000 stuk kleinvee en 3000 kamele en 500 paar beeste en 500 eselinne en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. En sy seuns was gewoon om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hulle 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. En elke keer as die dag van die maaltyd om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle. Wat Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God hulle in hulle harte geseën, so het Job altyd gedoen. Nog 'n voorbeeld vir 'n ouer, vir 'n kind. Vers 6. En op 'n dag toe die seuns van God kom om voor die Here te stel, om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom en toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Het jy al gewonder, hoekom sal die Here, die vyand sê, hy gaan swerf, en hy terugkom. En die Here vra vir hom, het jy ag gegee op my knegt Job? Hoeveel mense was op die aarde? Maar hier is die ding, Job het uitgestaan. Wat hoekom? Hy het weggewyk van die kwaad. Hy het gedoen wat hy moes doen. Hy het die Here gevrees. Hy het die Here gesoek. Hy sê jy ag gegee op my knegt Job, want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n man vroom en opreg, godsvreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord en sê vir die Here, is dit verniet dat Job God vrees? Het hy nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskik nie? Weereens wil ek vir jou sê, hoor mooi wat daai vers lees. Why will God go to that extent? Kan ek vir jou sê hoekom? Because that is who he is. He looks after the ones that he loves and cares for. En die vyand sê vir hom, vat sy goed van hom weg en kyk wat gaan gebeur. Hy sê, die Here sal, en Job sal jou vir u in die aangesig seën, vers 12, daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het is nou in jou hand.
Net homself mag jy jou hand nie uitstrek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here af. Vers 13. En op die dag terwyl hy sy seuns en sy dogters besig is om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, kom die boodskapper na Job en sê, terwyl die beeste aan ploë was en die esels aan wei langs hulle, het die Sabeërs 'n inval gedoen en dit weggeroof en hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net alleen ek het ontvlug. En so gaan dit aan en aan en aan en op die einde, op een dag verloor hierdie man alles wat hy het. En ek weet nie of daar regtig iemand in die geskiedenis is wat al so slag geslaan is nie. Ek weet kan jy vir eendag dink, jy sit in jou huis en hier kom iemand en ek iemand hoor jy nie, maar hoor jy, jou baas binne sien jy werk verloor. En terwyl die ou daar is, kom die sheriff en hy wil sommer jou huis om beslag neem. Terwyl dit gebeur, sien maar haar harte wou daar vooruit met jou TV by die huis. En dan kom hulle en sê jou kinders is dood. En alles gebeur op een slag. Hoe sal ons as mens voel? En die ding is, omrede ons vleeslik is hierdie goed vir ons baie maal belangrik. En ek het in die week het ek iemand gesê, kan ons nie net vergeet van ons liggaamlike en ons aardse goed en meer konsentreer en gefokus word op wat belangrik is. Want weet jy wat ook al gebeur, al sou iemand my bakkie nou vat en hom steel, ek weet God is by magte om vir my weer te voorsien vir iets anders. Ek weet, as jy nou vir Abraham vat, die Here gee vir Abraham 'n belofte. Abraham se belofte, dit is, hy gaan hom 'n vader van menigte maak. En die Here sê vir hom, bring 'n belofte oor hom vir my. Dit is wanneer jy God regtig vertrou sonder om eers te dink, om net te sê, ja Here, ek sal dit doen. Ek dink dit moet die moeilikste ding wees op aarde, om al jou besittings en alles wat jy het, en alles wat jy, jou hele bestaan te verloor. Maar die beauty van Job is, hy was so gevestig en gefokus op God gewees, dat niks het van saak gemaak is. Hy sê daar, waar is dit? Job sê in vers 21, en hy sê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, en die Here het geneem. Die naam van die Here is sy geloofde. Na al die goed gebeur, wat doen ons, as jy net ry in jou kar se wielbas? Hoe kan dit nou gebeur? Hoekom moet dit nou met my gebeur? Hoekom moet ek deur hierdie omstandighede gaan? Ek hou daarvan om te sê, hoekom nie? Want wat gebeur deur ons omstandighede? As jou oë gefestig bly, dan raak jy sterker. Jy raak meer standvastig om te weet, dat ek weet wie saam met my is, ongeag van my omstandighede. God bly goed. Amen. Maar jy sien, ons dink God raak sleg wanneer dit met my sleg gaan. En dit werk nie so nie. Maak nie saak van my omstandighede nie. Maak nie saak waar Louisa hulle sê, God bly 'n goeie God. Amen. En ek wil om so lewe te kan lewe, en ek wil amper sê, ek sal like om so naby aan God te kan wees. Dat die Here vir die hemel sê, ek moet nou versigtig wees wat ek sê, want ek wil nie nou my soek het as in, maar ek vind ek helemaal daai fout gemaak, ek gaan nie. Maar kan jy nie imagine hoe dit wees, as God jou uitsonder en hy sê, jy my knegt is, daar is niemand soos hy op die hele aarde nie. What a privilege will that be to be called like that. Dit moet, dan kan ek my regtig sê, ek voel soos 'n blue boy.
Ek weet, is 'n paar van hulle in die kerk. Nee, Fanny. Blue Eye Boys van die Here. Maar ek dink dit moet iets vreesliks gewees het om al hierdie goed te gebeur. En dit gebeur baie in ons lewe. Jy bid en jy bid. Jy bid tot jy blou is. Daar kom net eenvoudig nie lig deur. Inteendeel, jy bid en sê, Here, ek gaan weer gebuk in hierdie ding. As jy opstaan, jy staan by die voordeur, dan is Piet daar met die ander ding. As jy daar plaas, dan kry jy WhatsApp, want hierdie ene is op jou kuis. Praat ek met iemand vanoggend? Dis die een ding, die ander ding, dat is net die einde nie. Dit is... Maar weet jy wat? Ek weet ek het daar al gehad. Maar dis wat het is. Die vader wil om lawaai maak in die ore. Om te sê, kyk hier. Moet nie daar kyk nie. Want as jy daar kyk, dan is daar moeilikheid. Ons sit om te koop. Ek weet jy wat die koortjie sê, elke belofte in die woord is myne. Weet jy hoeveel beloftes in die woord? Om en by 8000 beloftes. Sê nou elke liewe een is vir jou nie. Maar uit van hulle is daar beloftes vir my en vir jou in God se woord. Maar dit voel net of God jou verlaat het. Jy voel alleen, jy voel verwyderd van alles af. Dit voel vir jou of jy nie vir God bestaan nie. Ek was so 'n paar jaar terug, was ek op so 'n plek gewees, dit is net alles in my lewe gaan het, en dinge gebeur, en jy sit en jy weet nie wat se kant toe nie, jy is raak op. En ek het hier met waar ek bestaan en gesê, Heer, sien jy my ooit raak? En die ding is, so stil is Saterdag, ons dink God beweeg nie, God is nie bezig nie, hy is bezig nie agtergaan. He's busy working these things for you to get there. Die antwoord is klaar daar. Die ding is, ons moet net vertrou. En die ding is, dit gaan oor geloof. En dit gaan oor die werke van geloof. Want geloof sonder die werke is dood. God het Job het geglo sonder om te twyfel. Maar jy sien, die ding is, wanneer al hierdie goed in die ou se lewe gebeur, en jy kan net nie meer nie. Jy steek die muur uit en jy weet nie wat se kant toe nie. Wat is ons eerste reaksie? Wie kan ons sê? Wat sê? Ek is klaar met godsdienst. Ek is klaar met kerk. Ek is klaar met die Here, want hy gee nie om nie. Die ding is, wie is ek en jy om God te bevraagteken? Hoe baie maal bevraagteken ons die Here oor ons omstandighede, dan is dit niks nie. Gaan kyk wat sê die woord wat het op oorgekom. En hy het nie God bevraagteken nie. En hier sit ons, hy sit op die ashoop, hy krap sy sere met potskerwe. Maar nog steeds draai hy nie sy rug op God nie. En hier kom ons, en ons wil ons self up in arms wip, baie keer vir die Here. Ek onthou jare terug in Johannesburg. Het het so erg gegaan dat ek nie op bestaan en gesê, maar waar is die Here? Hoekom, ek hoor nie sy stem nie, ek sien hom nie, ek sien bestaan hy ooit, en ek is eerlik as ek vir jy sê, ek het het gevra. Ek maak myself nie ook heilig nie, ek is 'n mens. In my omstandighede, ek kon nie God sien en ek gesê, ja, bestaan nie ooit. Maar jy sien, Job het geweet, al het hy sy kinders verloor, al het hy sy beeste verloor, sy bokke verloor, of alles verloor, het hy geweet, God sal nog steeds voorsien. In my lewe kan ek vir u getuig, waar ons omstandighede gesien en dink myself, I don't know how we're going to do this. Maar weet jy wat?
elke dag kom God deur en hy voorsien op maniere wat vir mens onbekend is. Jy dink jy weet nie wat sy kant doen nie. Jy dink jy weet nie wat is op die tafel môre nie, maar as jy weer sien, dan is daar maar net iets. Want dit is wie God is. Dinge gebeur en jy vra, maar Here is my beskerming. Hoekom gebeur hierdie goed met my? Kyk wat gaan my gesin aan, ek word aangeval, ek word afgetakeld. Maar dit is wat gebeur as jy kind van God is, hoor. Unfortunately, you're going to get targeted and you're going to be grinded. Maar ongeag van die omstandighede, moet ons kan soos Job sê, I don't care, I will keep on holding on. Hy bly my voorsiener, hy bly my geneesheer, hy bly my alfa en my omega. Hy bly die groot ek is, maak nie saak wat ek doen of sê nie. Al draai jy om en jy vervloek die Here, bly hy nog steeds God. Job se vrou sê ons daar, maar vloek die Here my woorde gesê. En hy didn't do it. Maar baie maal raak ons in ons omstandighede so geoverwhelmed, ek gaan nou dit so probeer sê, dat dit nou nie klink of ons deurlik is nie, maar ons raak so weggevoer in jou omstandighede, nie dat dit my die reg om dit te doen, of vir mens die reg om dit te doen nie, maar jy raak so in jou omstandighede opgevang, dat jy so vieslik raak teenoor die Here. En nog steeds, as jy in opregtheid met bruin om toe gaan, en sê Here, ek het fout teer. Wat doen hy? Hoe maak hy dit? Ek het vir jou in die kruis gestaan. So ek wil vir jou sê, as jy wil rebelleer en jy wil nie vandag aan die Here luister en sy stem inspraak van sy gee, hoor nie, rebelleer man, it's fine. Because nothing that I'm going to do or say or upset or curse God anyway is going to change him from being who he is. Maar ek wil vir jou een ding sê dat jy sal moet ag gee op een of ander stadium. Want al draai ons om en ons ontken dat daar ooit 'n God is. As baie mense die woord sê, elke knie gaan buig en elke tong gaan bely dat hy die God is. Christus is en bly dieselfde. Hy sal nooit verander nie. Maar jy sien, die ding is, weet ons vandag wie God in ons lewe is. En dit kom eintlik terug by wat ek volgende week wil praat. Want jy sien, as ons, if we discern the body of Christ, as ons die liggaam van Christus herken en sien wat het is, want onthou een ding, Christus is die hoof van die kerk, God is die hoof van Christus. En wat sê die Here? As jy op 'n stadium sien, hy gaan die skape in die bokke skei. En hy gaan sê, maar, jy het my nie herberg gegee nie, jy het my nie water gegee op borsgehad nie, jy het my nie kos gegee nie. En aan die kant gaan hy sê, jy het ook nie, jy het my water gegee, jy het my herberg gegee, jy het my kos gegee. En dan sê hy, vir die wat jy nie gering het, is in my woorde, ek kan nie net die vers onthou nie, doen jy ook so aan my. So even by 'n glasie water begin dit, om die liggaam te kan onderskei. Maar jy sien, die ding is, we need to understand who God is, and we need to never forget who he is. Want ons omstandighede maak baie keer, dat ons vergeet wie hy is. En weet jy wat, God is so getrou, hy is so regverdig, hy gee so baie om vir my en vir jou, dat hy jou even waarsku, ek weet nie van julle kan nou nie, ek het 'n paar jaar terug het ek gepraat oor, ken jou vyand. Want die ding is, jy moet weet met wie en wat jy te doen het. God gee so baie vir ons om, dat hy in sy woord vir ons presies sê, wie Satan is, waartoe hy in staat is. Hy waarsku jou, hy sê vir jou, hy is niks anders as 'n leenaar nie. Maar wat doen ons? Ons glo 10 keer eerder die leuen as die waarheid. Ek kan dit
ek doen nie, ek is nie goed genoeg nie, want God is. Ons sê dat hy lewe binne ons. Kyk wat sê die woord vir ons, Johannes 10:10. Hy sê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Maar hy sê vir ons, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Johannes 8:44. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensmoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. Dit is wie Satan is. En die Here sê vir jou, my kind, maak jou oë oop en kyk wat aan die gang is. Kyk met wie jy te doen het. Maar in steede dat ons omdraai en hardloop, dat jy net tekkies sien, rook, sê ons vir nee man, kom sit hier so, kom. Let jy entertaining. Dink jy nie dis tyd dat ons vir die duiwel sê, maar hy vat jou tas en gaan nie. Hy hoort nie daar nie. Hy hoort nie in jou lewe nie. Die Here het ons die autoriteit gegee om hierdie dinge te kan, die vesting te kan neerwerp, sy planne deur mekaar te krap en om kan weggaan in die naam van die Here. Maar jy sien, ons omstandighede. Jou berg is so groot, jy sien Lucifer sit agter die berg. Jou probleem is so groot, maar in die meantime is dit hy wat hom daar gebring het. En hy sit op 'n hout met sy voet vas, dit is skyfie. En al wat jy sien is jou probleem. Dis tyd dat ons net bietjie die probleme in die pad het en ons fokus weer op God en sê, Here, dat ek net weer regkom. Net kan sê, Here, maar ek hoor wat U sê. En eerlikwaar, as jy wil weet wie dit duiwel is, nee, gaan kyk bietjie hierin. Want die woord sê vir jou presies wie en wat hy is. Hy kom partykeer met die mooiste goedjies neer. En dit klink feitlik so korrek, so reg, dat jy wil sommer saam met hom dans. Want hoekom jy dink, dis heilig. En dit is nie altyd so nie. Maar soos ek sê, ek sukkel om te verstaan dat die woord is uitdruklik oor wie die duiwel is, en ons glo hom eerder as die Here. Die geringste leen, we always tend to lead to the negative. Ek wil hê die Here moet so goed balans in my lewe wees, dat I must just hang to his side. Don't go that side. Bly aan die kant. Jy het advertensie gesien met die ou wat die bal oor die pale moet skop, en hy skop my mis. Begin die boer vir my, en my kies aan, toe hardloop my so, toe sit ek met die pale. Dis wat ek wil hê. Die Here moet so actief in my lewe raak, laat ek geen ander probleem kan sien nie. As ek die bergboom is, moet ek sommer sidestep die kant doen. Dat ons nie die duiwels oor vaskyk nie. Maar jy sien, ons hou so vas in omstandighede. Maar God is groter as dit. As ons gaan kyk na hierdie gedeelte, dan sê die Here vir Satan, het jy gelet op my knegt Job. En wat sê die vyand vir die Here? But take away your ways belongings and see what happens. En dit is, hoeveel keer het ek al my eie lewe gesien, dat ons blameer altyd alles om ons, in steede daarvan om net bietjie gefokus te bly. Maar die groot ding is, ek en jy as kind van die Here is, ons is baie lief vir God. Solank ons het, solank ons kry, solank ons goed gaan doen, solank het jou goed gaan en alles met jou handjie dol is, dan is dit ook my pad iemand. Sing en spring. Maar die oomblik as jy wiele pap is, dan wil jy nie uit in die spaarwiel opsoek nie. Die oomblik as dinge verkeerd loop en die storms begin voed in jou lewe, dan vra ons, Here maar, hoe het U dan my net so gelos? Maar weet jy wat, baie keer ons omstandighede, ons probleme en die dinge wat ons sit,
Wie is te blameer daarvoor? Grotendeels. Ek. We cause our problems. And then once it happens, then you ask God, how can you allow it? Die hartseer is, jy het vir die duiwel die deur opgemaak, ek nie. Nie God nie. Jy het gesê, Vader, kom sit nie so, asseblief, ons kom mee koffie. Dis wat ons doen. We entertain him. Instead of getting away from him as fast as possible. En dit is so, dis vir Here vir jou sê, kyk wie hy is. Kyk wie ek is. Kyk wat hy vir jou doen. Kyk wat ek vir jou gedoen het. Ek het vir jou die oorwinning behaal. Ek het vir jou die prys betaal. But still we tend to go back to bondage. Want jy sien, die ding is, dis makliker om te los en te kerm, as om vast te hou en bietjie net deur te trek, al kry jy nou 'n krappie teen die been. Op die einde van die dag is dit baie beter to get to the other side with scars and just slide down to hell vir ewig en vir altyd. Ons raak soos kinders wat sal, as die dinge nie ons wy gaan nie. Ons lippe hang, en jy moet net pas op dat jy oor jou eie lip val. Maar ek meen as jy jouself vir 'n oomblik en ek praat nou van ons alledaagse goed, maar gaan sit jouself vir 'n oomblik in jou se skoene. Dis so. Hy het staande gebly ten spyte van dit alles. En weet wat? Die Here het dit toegelaat. Weet jy wat sê dit vir my? Die Here het Job getoets. Ek het al vir Here gesê, Here, as jy my toets, moet dit regtig so moeilik wees? Is dit nie? Moet ek regtig so swaar kry? Moet ek regtig so sukkel? Maar dan wil ek weer vir jou sê, kom ons kom terug en kyk wat hierdie man deurgegaan het. Die Here het al op so goed gevat. Hy het sy familie uitgeroei. Hy het sy diere gevat. Hy het alles gevat. Dan, ek sê nou die Here, maar sak en hy het gevat. Maar die Here het hom toegelaat. En baie maal, ek sê nie, dat al die omstandighede is van God of nie, maar wie wat ons is baie maal ons eie, soos nou gesê, ons eie, hoe kan ek sê, worst enemy. Want ons veroorsaak die probleme. Maar weet jy wat, wanneer die goed tot uit kom en jy is in 'n hoek vast en jy weet nie wat sy kan doen, wie wil ek vir jou sê? Die Here toets jou nie toe. Die Here toets jou getrou en die Here toets jou gehoorsaamheid. Want die ding is, die Here wil hê dat ons moet gehoorsaam wees. En deur hierdie goed wat gebeur in ons se lewe, leer jy om harde bene te kom. Ek meen, ons almal het al seker iewers in ons lewe swaar gekry. En wat gebeur aan die einde van dit? Jy kom aan die ander kant beter uit as wat jy ingegaan het. Jy nie noodwendig meer geld goed nie, maar geestelik is jy op 'n beter plek. Wanneer jy deur hierdie verdrukkings gaan. Die woord sê vir ons in Timoteus, lei dan die verdrukking soos 'n goeie krygsman. Die Here laat baie keer hierdie goed toe in jou lewe, om seker te maak dat jy, of jy regtig dink, ek dink hy weet wat die reaksie gewees, maar dalk is dit maar net 'n leerproses, wat ons moet deurgaan. Dis maklik om te sê, kom wat wil, ek sal die Here dien. Dis baie maklik om te sê, soos ek nou gesê, ek sal my lewe vir God aflê. Dis baie maklik to talk the talk. Maar die oomblik om op te staan en te doen wat jy moet doen, raak dit nie so maklik nie. Kom wat wil, famous last words. Maar die probleem is, as daai wil begin gebeur in jou lewe, wat jy gesê het, kom wat wil, ek sal. Daai wil is redelik in die woord. Kom wat wil, dan kom die wil en alles val uit mekaar uit. Dan wil ons sê, maar, Here, hoe kan jy dit toelaat? Dan wil Here maar vir jou sê, maar, jy het gesê, kom wat wil. Die Here beproef ons in sekere dinge. Want dit maak jou geestelik sterker
Dit maak jou geestelike meer standvastig. Jy kom baie maal nader aan die Here as jy gefokus bly. Maar die oomblik as jy begin afgee op die omstandighede en jy raak moeg en mat, dis dan wanneer die probleme kom, want weet jy wat? As dit maklik om die padhuis te dra. Maar hierdie omstandighede, God kom nie om ons af te breek, omrede hy wil lekker kry uit nie. Kyk wat sê Jakobus 1 vers 2. Hy sê, ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Vers 4, maar die lydsaamheid moet tot volle verwelkom kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. So wat sê ek vir jou? God moet gebruik baie maal jou beproewings om ons oop te maak. Om ons te laat besef waar ons krag lê. Want let's face it, ons wil nooit die Here ken, tot jy regtig nie meer enige ander plek in die gaan. Dan sê ons, ag Here, help my. Dan is my rug teen die muur en ek weet nie wat ek kan doen nie. Dan is dit vir ons sê, Here, help my. Maar weet wat? Tog is hy nog steeds regverdig. Ek dink daar is niemand soos God nie. Hoeveel keer moet die Here 'n snipe van my en jou afkry? Nee, Here. Nee, Here. Ek gaan nie, Here. Ek wil nie, Here. Ek sal nie, Here. Ek stel nie belang nie. Maar die oomblik as jy regtig op jou knie is voor God, dan sê my kind, kan mens kry. Want dit is wie hy is. Dit laat my dink aan 'n koortjie. O, doen slegs U wil, Here. U wil met my. U moet wakke met my die klein. Vorm my en maak my net soos U wil. Maar die oomblik as die Here jou begin druk, dan is dit 'n ander storie. Ons wil Here, haal hierdie dooie takke uit my lewe uit weg. Maak my bietjie skoon. Maar die oomblik as die takke afgebreek begin word en hy tak siek, dan word ons heel langer. Word ons dan gevra, Here, U wil met my. Ek weet as jy gaan kyk na die hele pottebakkersproses, is 'n preek vir 'n ander dag. Maar ons sê vir die Here, maak met my net soos wat U wil. Waar is groot woorde? Besef jy wat hy sê, as jy dit sê? Want hy sal met jou maak net wat hy wil. Maar hy gaan nie maak met jou wat hy wil om jou te laat seer kry nie. Maar hy gaan maak met jou wat hy wil, sodat jy vir hom iets kan beteken, sodat jy vir hom iets kan doen, sodat jy vir hom in diens kan staan. Ek weet jy al gesien as hulle as goud gesuiwer word. Daai goed word so hard gemaak dat dit is. En wat gebeur? Die oomblik as dit begin smel, dan kom al die vuil goed boontoe. Is dit nie wat baie man aan my in jou lewe gebeur nie? Is ding om jou warm raak. As ek in die hoek vastgedruk is en my vrou skreeu my, dan wil die vark uit my uitneem. Dit het gebeur. En ek sê nie dit is die Here wat dit doen. Maar die ding is, die Here maak die goeders om jou warm word, want dis 'n suiweringsproses. Dis 'n proses wat jy moet deurgaan om beter aan die ander kant uit te kom. Sodat ons heilig en gereinig voor God kan kom. Maar die ding is, ons moet toelaat as ons sê ons gaan toelaat. En ons moet op 'n kla en kern wanneer ons sê Here doen U wil en die Here doen sy wil. Want op die einde van die dag doen die Here sy wil met my vir my eie bestwil. Sodat ek vir hom nie 'n verleentheid kan wees nie. Maar dat ek vir hom 'n opportunity kan wees wat hy kan gebruik, 'n instrument kan wees wat hy kan gebruik.
Kyk wat sê Petrus 1, miskien Petrus 1 is tog. Dan vind jy die 4 versies daar is. Hy sê, en daarin verheug julle jou, al word julle nou as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef, onder allerlei beproevinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaar is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid, by die openbaring van Jesus Christus. So sien jy wat ek vir jou probeer sê, daar's 'n rede, hoekom hierdie goed in jou lewe gebeur. Daar's 'n rede, en weet wat, dalk het die Here ons hierdie gedeelte van Job gegee om te sê, kyk wat gaan hy deur. Maar ons wil kla wanneer dit net bietjie moeilik gaan. Ons wil weghardloop wanneer dit net bietjie moeilik met ons gaan. Vers 8, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle al sien julle hom nie nou nie, tog glo, en julle verbly met onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. That is why these things sometimes happen in our lives. En ek weet, dit is toch after all waaroor dit gaan. Dit gaan om die eindmerk te behaal, die eindpaal te bereik, om hierdie stryd te stry, en aan die ander kant uit te kom, en die Here het vir jou sê, well done, my child. You've made it. Ek weet, dit is waaroor dit gaan. Ek weet, hoekom dien jy die Here? Ja, op die om liefheid, maar waarheen? Jy wil nie op einde van die dag op hierdie vreeslike ou aarde agter my nie. Ons wil eendag saam met hom wees. En weet jy wat gebeur aan die einde van Job se storie? Omrede hy getrou was, omrede hy die beproeving deurstaan het. Die woord sê, en God het Job herstel. Wat wil ek vir jou sê? Ongeag van die omstandighede, bly by die voete van die Here. Bly getrou, bly soekend, moenie omdraai en twyfel nie, want dan net God weet wat hy besig is om te doen. En God sal julle herstel. Want dit is wie hy is. Hierdie beproevinge is daar gestel vir 'n rede in almal van ons lewens. Ek gaan afsluit met die laaste gedeelte uit Job 42 uit. Vers 10, ek kan sommer in die bord saam lees. Hy sê, en die Here het die lot van Job verander. Toe hy vir sy vriende gebid het, en die Here het vir Job se besittings vermeerder, tot dubbel soveel as voorheen. Maar jy sien, dit is wat ons as mens wil hê. Ons wil die aardse goed hê. Ons wil die aardse blessings hê. Ons wil die vleeslike goed hê. Maar dit is, ons soek die aardse blessings. En ek wil vir jou sê, ons moet verby dit kyk, want die lewe gaan oor baie meer as hierdie aardse gemors. Ook en al sy broers en al sy susters en al sy bekendes van voor na hom gekom, saam brood geëet in sy huis, en hulle met hom met medelee geëet, met die medelee met hom gehad, en hom vertroos oor al sy onheil wat die Here oor hom gebring het. En hulle het hom elkeen 'n geldstuk gegee, en elkeen 'n goue ring. En die Here het die einde van Job meer geseën as sy begin. En hy het 14.000 stuk steinvee, en 6.000 kamele, en 1000 paar beeste, en 1000 eselinne gehad. Daarby het hy 7 seuns en 3 dogters gehad. En hy het die eerste genoem Jemima, en die tweede Kisia, en die derde Karnapig. En die hele land is geen vroue gevind so mooi soos die dogters van Job nie. En hulle vader het hulle erfdeel gegee onder hulle broers. En Job het daarna 140 jaar lank gelewe, en sy kinders en sy kleinkinders gesien. God will reward your faithfulness. If you're broken, He will restore your brokenness to its
transform with glory, and it will be bigger and greater. But we need to just stay faithful and to remain by the feet of Jesus, sodat ons kan gevorm word. Sodat ons bruikbaar gestel kan word vir God. En ek wil jou vandag kom bemoedig, en ek wil vir jou sê, al gaan dit hoe, hou vas. Moenie los nie. Want jou getrouheid sal geseën word, sal beloon word. God is en bly dieselfde. Hy kan nie anders as om goed te bly nie. Die ding is, ons wil net op die regte plek bly, sodat ons God se heerlikheid kan sien. Maar die ding is, ons raak so verstrengeld en draai ons rug en hou ons al besig met ander goed, en dan sien ons die goedheid van God daarby. Want ons sien die God se grote prentjie. En op die einde van die dag moet ons by die voete van die Here bly, getrou bly, sodat ons geseën kan wees. Want wat ons nie verstaan nie, ons wil baie maal hê dat die Here ons moet seën terwyl ons in ongeregtigheid lewe. Dit werk nie so nie. It's not a chance. Want as dit die geval is, dan is God weer. Sy woord lig dan. Maar ons moet vashou. En ek wil dit by ons, hou vas. Maak nie saak hoe moeilik die omstandighede is, hou net vas. Because daar's 'n liedjie wat sê, hold on my child, joy comes in the morning. Amen. Die Here seën.